Nou kom ons sit so, dan sluit ons die oë. Ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Geliefdes in die Here Jesus Christus, genade en vrede word aan die geskenk van God die Vader en die Here Jesus Christus en ryklik vermenigvuldig deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Nou, kom ons staan vir ons openingslied. Kom ons gaan hom weer begin. Woord van God, woord van die lewe, woord vir ewig vas en waar, woord onfeilbaar en verhewe, waarin God hom openbaar, woord betrouwbaar vas en waar, deur miskenning, deur gevaar, wat sou ons dan ooit laat lewe? In die woord het ons die lewe, en dan in die selfverklaring, waaruit God se raadsplan bly, wonderbaar die heilservaring. Ons is diensbaar in sy ryk. Wou, o Gees, dat ons getrou op die woord van woorde bou. Helder is die heilsverklaring, enig in sy openbaring. Jy kan maar sit. Ons het nou vanoggend het ons doop en dan gaan ek nou vra dat Koenraad en Shemonay en Shaylee vorentoe kom en as die hele gesin is welkom om te kom. En terwyl hulle nou hier voor staan, ek weet vir die kinders is dit moeilik om lang te staan, so as hulle wil sit, hulle is welkom te gaan sit, maar ek gaan nou vir ons vanoggend gaan ek die doopformulier voorlees en dit is nou eintlik vir julle ook sodat julle ook kan verstaan waaroor dit gaan. En daarna gaan ek vir ons 'n boodskap bring, juis oor besprinkeling en hoekom besprinkeling en wat is die rede daarvoor. Nou geliefdes in die Here Jesus Christus, die leer van die heilige doop word soos volg saamgevat. Ons en ons kinders is in sonde ontvang en gebore en daarom verlore en as verlorenes van nature kinders van die toren wat in God se koninkryk nie kan inkom nie, tensy ons weer gebore word. Dit word ons geleer deur besprenkeling met die water, waardeur aan ons die onreinheid van ons siele aangedui word, sodat ons vermaan word om onsself te mishaag, ons verlorenheid en doemwaardigheid voor God te erken en ons reiniging en saligheid buite onsself in Christus Jesus te soek. Die heilige doop is 'n teken en 'n seël dat ons in Christus Jesus met homself versoen het deur sy bloedstorting aan die kruis. En daarom word ons gedoop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. As ons gedoop word in die naam van die Vader, betuig en verseël God die Vader dat hy 'n ewige genadeverbond met ons opgerig het. Dat hy die God van liefde is wat nie wil hê dat iemand verlore gaan nie en ons deur die geloof in Christus tot sy kinders wil aanneem. As ons gedoop word in die naam van die Seun, betuig en verseël God die Seun aan ons dat hy deur die kruisdood versoening vir ons bewerk het, sodat ons deur sy bloed
van al ons sondes gewas en regverdig verklaar kan word, om so vergifnis daarvan te kan kry. Jy sal let daarop dat ek sê kan, dit is nie outomaties nie. As ons gedoop word in die naam van die Heilige Gees, betuig en verseël God die Heilige Gees, dat hy deur die wedergeboorte in ons harte wil woon en ons lede van sy onsigbare Christelike kerk wil maak. En alhoewel ons as kinders nie hierdie dinge verstaan nie, en ek verstaan die twee wat hier by ons staan, hulle verstaan dit nie altyd nie, en dis gaan hele taak wees om dit aan hulle te verduidelik, hoekom en waarom, is hulle nie uitgesluit van die doop nie. Aangesien hulle ook buite hulle wete aan die verdoemenis in Adam deel het, en so ook weer in Christus tot genade aangeneem word. So spreek God dan tot Abraham, die vader van al die gelowiges, en daarom ook tot ons kinders, met die woorde van Genesis 17 vers 7 wat sê, ek sal my verbond oprig tussen my en jou nageslag na jou, in hulle geslagte tot 'n ewige verbond, om vir hulle 'n God te wees, en jou nageslag na jou. Daarvan getuig Petrus ook in Handelinge 2 vers 39, as hy sê, want die belofte kom julle toe, en julle kinders, en almal wat daar ver is, die wat die Here, onse God, na hom sal roep. Die besnydenis was vroeër die seël van die verbond, en die geregtigheid deur die geloof. En terwyl die doop dan nou ook 'n seël en 'n teken van die genadeverbond, en van geregtigheid van die geloof is, moet die kinders wat ook in die verbond van God ingesluit is, gedoop word. As ouers sal u verplig wees om die kinders, as hulle groot word, hierin breedvoerig te onderrig, sodat hulle dit ook verstaan. U as ouers, en elke ouer wat hierso sit, word dus deur God swee, deur die doop vermaan en verplig om 'n nuwe gehoorsaamheid, om herinner te word, daardie belofte wat jy hiervoor afgelê het, om hierdie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees aan te hang, te vertrou en lief te hê met jou hele hart, met al jou kragte, die wêreldse dinge te versaak, jouself te verloon en 'n God gegewe lewe te leef. 'n God gerigte lewe. Nou, aan die ouers is die volgende vermaning. In die Here Jesus Christus het julle gehoor dat die doop 'n ordening van God is. Hoekom doop ons? Want Christus het dit ingestel. Hy het gesê, laat julle doop. Hy het gesê ons moet gedoop word, en die doop is 'n seël vir elkeen van ons. Daarom moet die doop vir die doel, en nie maar net as 'n gewoonte of 'n bygeloof, of net sommer maar net gedoen word nie. Dit is vir ons duidelik, dat dit vir ons duidelik kan wees, dat julle dit so insien, moet julle nou op hierdie vrae antwoord. Ten eerste, al is ons kinders in sonde ontvang en gebore, en daarom bestem tot die verdoemenis, bely julle ewenwel dat hulle in Christus geheilig is, en daarom behoort gedoop te word. Ten tweede, bely julle dat die leer van die Heilige Skrif en die artikels van die Christelike geloof, soos wat ons dit hier leer, om gedoop te word, om seker te wees dat jy in die hemel kan wees, dat jy sekerheid in jou hart kan hê om gered te word. Dit wat ons hierso leer, bely julle dat dit die enigste weg tot saligheid is. Beloof julle en neem julle julleself voor om hierdie dogter, maar ook julle seun ook, wat reeds gedoop is, wanneer hulle tot hulle volle verstaan kom, wanneer hulle verstaan, breedvoerig te verduidelik, hoekom word jy gedoop? Wat is julle antwoord daarop? Ok, Koenraad, en dan gaan ek nou vir jou en vir Shaylee gaan ek doop, en daarna gaan ek vra dat die gemeente staan, en dan gaan ons hulle die seënbede toe sing, en gaan vra dat julle omdraai, en dat julle dan vir die gemeente kyk as ons klaar gedoop het, as dit reg is met julle. Ok. Koenraad, ek gaan jou eerste doop. Wil jy nie van hierdie kan staan en dan sê. Nou Koenraad, Herbst, ek doop jou in die naam van die Vader, en die Seun, en die Heilige Gees. Ja, lekker nat. Wat sê? Shaylee, gee my jou hand.
Ek doop jou in die naam van die Vader, en van die Seun, en van die Heilige Gees. Dan sê jy kan... Nou kom ons staan. Iets jy met aanskuif. Nog 'n keer. Nou, as dit lank te. Kom ons sing hom net so. Laat hierdie seën ophel, Echenseid Sion bestraal, wat beveel en dit geskied, wil hierdie seën oral gebied. Julle kan maar gaan sit. Dankie julle. As jy die woord oopgemaak het, nooi ek jy om daarby Matteus 28 oop te maak, en ek het nou gedink, kom ek lees sommer net daai laaste paar verse vir ons. Jesus is op die punt om op te vaar na die hemel, op hierdie punt in die gedeelte wat ons lees, en ek lees vir ons daar sommer van vers 16 af. En die 11 disippels het na Galilea gegaan, na die berg waar Jesus hulle bestel het. En toe hulle hom sien, het hulle hom aanbid, maar sommige het getwyfel. En Jesus het nader gekom en met hulle gespreek en gesê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op aarde. En dan kom hy met hierdie opdrag en hy sê, gaan dan heen, maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. Amen. Kom ons sit so, dan sluit ons net die oë. Ons dierbare hemelse Vader, ons wil vir U loof en prys en eer vir die goedheid en die guns. Here, dankie dat U bemoeienis met elkeen van ons maak. Here, dat U 'n verbond met Abraham gesluit het, maar dat U ook 'n verbond met ons sluit deur die doop, dat as ons glo, sal U ons red. En so kom bid en vra ek, Here, dat U ook vanoggend in elkeen se hart sal spreek en hierdie gedagtes net duidelik sal maak in ons harte, sodat ons weet dat daar 'n God in die hemel is, wat lief is vir ons, en wat bemoeienis met ons wil maak. En Here, wat 'n belofte vir ons gegee, dat hy gaan kom op die wolk om ons te kom haal. Dankie dat ons dit kan bid, Here. Ons bid vir elkeen wat siek en krank is. Ons vra, Here, dat U ook vir hulle sal aanraak, vir elkeen wat op vakansie is, dat U hulle sal veilig hou. Ons bid vir reën, Here, dat U ons sal seën. En Here, dat U ons damme sal volreën. En dankie vir die genade, Here. Dankie dat ons kan weet, daar is niemand soos U nie. U is die begin en die einde, die Alfa en die Omega. Ons wil die loof en die prys en die eer daarvoor. Amen. Nou ons teks van oordenking is daar in vers 19. En nou sê hy, gaan dan heen, maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou. As ons na die Grieks gaan kyk, ek wil nou nie 'n Griekse les vandag gee nie, maar as ek hierdie moet vertaal in Grieks is daar nie 'n spesifieke tyd nie, en jy kan die woorde rondskuif, maar dan het dit nog steeds dieselfde betekenis, van elke woord het sy eie tydvorm, sy eie betekenis. Dan kan ek daarin lees, gaan dan heen en leer almal, en doop almal, en maak disippels. Of ek kan lees, gaan dan heen en maak disippels, en soos wat julle disippels maak, leer hulle en doop hulle. En dit is nie 'n verkeerde vertaling nie. Die vertalers wat ons woord vir ons vertaal het dit juis op hierdie manier gesit, en die Here toegelaat dat dit so sal wees. Anders sou dit nie so gewees het nie. Nou ek wil vanoggend met u praat oor die doop en die besprinkeling. En jy sien, ons het nou vanoggend het ons hier besprinkel, ons het gedoop, en daar's verskeie maniere om te doop. Daar's, jy giet uit met water, of jy onderdompel,
En party sê nee, nie net een keer nie, ons onderdompel 3 keer in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En daar's verskeie maniere. Maar ek wil vir u sê, ek wil nie vanoggend 'n debat ontketen, moet jy groot gedoop word? Moet jy onderdompel word? Of moet jy besprinkel word nie? Ek wil net vir u verduidelik, hoekom ons as gemeente, ons as kerkgenootskap besprinkel. En dis eintlik wat die doel van vanoggend se diens is. En ek gaan dit uit die skrif uithaal, gaan vir u uit die skrif uit verduidelik waar dit vandaan kom. Sodat volgende keer as iemand met julle praat, dan kan jy vir hom sê, ek verstaan dit. Nou, die doop is 'n verbond wat jy met God sluit. As jy 'n kar gaan koop, en jy koop daai kar op huurkoop, hoeveel keer moet jy die kontrak teken? 1 keer. Wat gebeur as jy die kontrak nie eerbiedig nie? Moet ek hom skuif? Kom ons skuif hom uit. Kom ek sit hom hierbo. Okay. Wat gebeur as jy nie daai kontrak eerbiedig waar jy kar gekoop het nie? Dan kom haal hulle jou kar. Dan vat hulle jou kar terug. Maar wat gebeur as jy die kontrak eerbiedig? Aan die einde van die termyn is daai kar joune. Daai kontrak teken jy net 1 keer. Wat is die kontrak wat jy met God teken? Jy vra vir die Here, ek doop my nou met water. Water is 'n teken vir die afwas van sonde en dit is 'n uiterlike teken. En ek gaan nou weer daarna verwys. Jy vra vir die Here, ek teken hierdie kontrak met u en ek vra vir u, red my asseblief. So, as jy glo, sal die Here jou red. En hy het 'n kontrak met jou geteken. Ek sal nou weer 'n bietjie verder daarna verwys. Nou, ek word bemoedig deur ouers, soos Konrad hulle, wat die moeite doen om te sê ek wil gedoop word. En ek wil my kinders doop, al is hulle nie meer babatjies nie, al is hulle nie klein nie. Hoekom doop ons? Want dis 'n opdrag van God. En ek besef, die wêreld probeer ons oortuig dat daar net een manier van doop is, en dit is net om geonderdompel te word. Nou ek het vanoggend hierdie paar gedagtes wat ek met u wil deel, om vir u te wys, hoekom ons besprinkel. In die eerste gedagte, wat is die Bybelse rede vir die metode van doop? Hoekom doop ons op hierdie manier? Ons noem die Grieks wat in die tyd van Jesus gepraat word, koine Grieks, en die woord wat daar so gebruik word vir doop, is die woord baptizo. En dis ook waar ons die woord baptis vandaan kry, baptizo. En as dit vertaal word, beteken dit om te was, om te dip, of om te bedek. Dis eintlik wat hierdie woord beteken. Nou sal van die onderdompelaar sal nou hard met jou stry en vir jou sê, dis nie wat dit beteken, dit wil sê, jy moet onder die water ingaan, en dit is wat die woord beteken. Nou, ek gaan nou vir julle vanoggend wys uit die woord uit, dat dit nie regtig so is nie. As ons kyk na Matteus 7 vers 3 en 4, dan lees ons, want die Fariseërs en al die Jode eet nie, as hulle nie deeglik die hande gewas het, daardie gewas is die woord niptou, het nie, omdat hulle vashou aan die oorlewinge van die ou mense. Nou wat is die oorlewinge van die ou mense? Hulle moet die ritusse en die hou soos wat Moses ingestel het. En wanneer hulle van die mark afkom, eet hulle nie, as hulle nie gewas het. Daardie woord is baptizo. So met ander woorde, elke keer as jy van die mark afkom, moet jy by die huis kom en jy moet jouself onder die water indruk en dan moet jy opstaan en dan kan jy jou ander goede gaan doen. En baie ander dinge is daar wat hulle aangeneem het om te onderhou. Die wassery, baptismos, van bekers en kanne en kopergoed en bedde. Nou, hulle bedde is van kokoshaar, hulle matrasse was kokoshaar gemaak. Nou kan jy vir jouself dink, as jy jou matras vat en jy gaan druk hom in die water, jy baptizo hom, soos wat hulle sê, en jy haal hom uit, kan ek vir jou sê, jy het nie die spierkrag om daai bed uit die water uit op te tel nie. Die woord baptizo in Grieks beteken to dip repeatedly, to immerse, to submerge. En dis wat die woordeboek vir ons sê, maar as ek
dit lees en ek lees wat die woord vir my sê, dan is daar so 'n bietjie van 'n grys area hierso. To cleanse, by dipping or submerging, to wash, to make clean with water, to wash oneself, to bathe. Nou, as jy gaan bad, lê nie noodwendig onder die water nie. Jy kan in 'n skotteltjie bad. Ek dink van ons het dit nogal hierdie week, hierdie laaste dag of 2 in 'n skotteltjie, het ons dit probeer hier so mooi inmik. En is ironies, een van die kerkraad sê vanoggend, dat ons nou vanoggend moet doop met 'n bietjie water, en daar's nie water nie. Die woord baptismos beteken washing, purification, effecting by means of water. Met ander woorde, om te reinig. Nou as ek teruggaan na hierdie vers toe, dan beteken dit eintlik, as jy by die winkels was, en jy kom terug van die winkels af, was jou hande. As jy in die huis inkom, maak jou goeder skoon, maak jou bekers, jou kan en jou kopergoed, maak dit skoon, op watter manier jy ook al te voel dit moet skoon maak. As jy baie water het, gaan dip dit onder die water. Doop beteken, dis nie net om te onderdompel nie. En die woord is nie net so gebruik nie. Dit is ook gebruik om te was of skoon te maak. Besprinkel is 'n Bybelse beeld vir God se werk in die mens se hart deur die werking van die Heilige Gees. As ons gaan lees wat skryf Esegiel vir ons daarso, in Esegiel 36 vers 25 tot 27, dan sê hy, en ek sal skoon water op julle uitgiet. Nou die King James sê, then I will sprinkle clean water, sodat julle rein kan word van al julle onreinhede en van al julle drekgode sal ek julle reinig. Met ander woorde, ek sal skoon water op julle uitgiet, sodat julle skoon kan wees. Jy sal geestelik skoon gewas word. En ek sal julle 'n nuwe hart gee en 'n nuwe gees in julle binneste gee. Wat gebeur as ons 'n nuwe hart en 'n nuwe gees kry? Dis wanneer ons weer gebore word, wanneer die Heilige Gees in ons hart kom leef. En ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem en julle hart van vlees gee. En ek sal my gees in julle binneste gee en sal maak dat julle in my insettinge wandel en my verordeninge onderhou en doen. Nou in hierdie verse lees ons van die beeld van Christus en die werking van die Heilige Gees. En let nou mooi op, hulle praat hier van besprinkel. Besprinkel was ook die metode vir rituele reiniging in die Ou Testament, daar waar die offers ingestel is. As ons gaan lees in Levitikus, dan praat hy daarso en hy sê, en hy moet die huis 7 maal besprinkel. Dit is 'n spat. Numeri 19:19, en die onreine moet die reine moet die onreine op die 3de en op die 7de dag besprinkel en hom op die 7de dag ontsondig. Daar is weer die woord besprinkel. Kom ek gaan hom hierso uithaal. Mute hom net gou daar. Nou sê, kyk, kom ons draai weer. Met ander woorde, in die Ou Testament was die metode wat gebruik was om te besprinkel. Die Hebreërs skrywer skryf vir ons in Hebreërs 9 vers 13. Want as die bloed van stiere en bokke en die as van 'n vers wat verontreinigd is besprinkel, heilig maak tot reiniging van die vlees, hoeveel te meer sal die bloed van Christus, wat homself deur die ewige Gees aan God sonder smet geoffer het, julle gewete reinig van dooie werke om lewend God te dien. Hy sê in vers 21,
en hy het ook die tabernakel en al die gereedskap vir die diens net so met die bloed besprinkel. So wanneer die doop plaasvind, sien ons nie net die reinigingswerk van Jesus nie, maar ons sien ook die werk van die Heilige Gees uitgebeeld in hierdie sakrament. Nou wat is 'n sakrament? Dit is 'n groot woord vir twee goed. 'n Sakrament is dit wat die Here vir ons innerlik gedoen het in 'n uiterlike teken. Daar's net twee sakramente, die ene is die doop, dis vir 'n teken vir ons, dit wat die Here vir ons innerlik sal doen, hy sal ons red, as ons glo, en die tweede ene is die nagmaal. Dis die bloed en die liggaam wat gebreek is. Dis uiterlike tekens, dit wat die Here Jesus Christus vir ons aan die kruis gedoen het. Om ons te herinner dat ons 'n God in die hemel het, wat 'n belofte aan ons gemaak het. Nou wanneer daar onderdompel word, laat dit nie altyd toe, om hierdie hele besprinkel prentjie in te pas nie. Maar ek sê nie, dat dit verkeerd is, om te onderdompel nie. Want daar is gronde ook daarvoor. Besprinkeling verteenwoordig dus die metode van rituele reiniging in die Ou Testament en is 'n beeld van die afwassing van sondes. Daar is 'n rykdom opgesluit in die besprinkeling wat ons herinner aan die dood van Christus en ook die dood saam met hom. Met ander woorde, Jesus Christus is aan die kruis vir ons vasgenaal en dit het gekom met spat. So is ons ook, as ons 'n nuwe lewe het, word ons vernuwe deur sy bloed. 1 Petrus 1 vers 1 en 2 sê die volgende, hy sê, Petrus, apostel van Jesus Christus, aan die uitverkorenes, volgens die voorkennis van God die Vader, in die heiligmaking van die Gees, tot gehoorsaamheid en besprinkeling met die bloed van Jesus Christus. Mag genade en vrede vir julle vermenigvuldig word. Met ander woorde, ons sê, sonder bloed is daar nie redding nie. Die besprinkeling is 'n teken van die bloed van Christus. Die tweede gedagte is, wat is die praktiese rede vir doop? Prakties, in 'n kultuur sonder binnehuise loodgieterwerk in daardie tyd, kon die Filippense tronkbewaarder waarskynlik nie maklik deur Paulus gedoop word. Die aand toe daar 'n aardbewing was, hy en Silas het gesit en sing, en daar's 'n aardbewing en die deure gaan oop, en nou lees ons daarso in Handelinge 16, vers 33, en in dieselfde uur van die nag het hy hulle geneem en hulle wonde gewas, en hy is onmiddellik gedoop, hy en al sy mense. In die middel van die aand is daar 'n aardbewing, en hierdie tronkbewaarder besef, maar hoor hierso, hulle daar almal weggehardloop. En hy kom en hy sê, nee. Paulus sê, moenie bekommerd wees nie. En hy vra, wat moet ek doen om gered te word? Hy sê, glo. En hy glo. En hy sê, laat jou doop, en hy word gedoop. By die tronkbewaarder se huis was die doop waarskynlik eenvoudig en beskeie met 'n klein hoeveelheid water, wat in lyn was met besprinkeling, as ons net prakties daaraan dink. In Handelinge 2 vers 41 is ongeveer 3000 siele by die gemeente bygevoeg. Ons lees in Handelinge 2 vers 41. Die wat toe sy woord met blydskap aangeneem het, is gedoop, en daar is op die dag omtrent 3000 siele toegebring. Nou dink vir jouself, hierdie stad het nie 'n kraan wat jy net kan oopdraai met water nie. Dis amper soos wat ons nou op die oomblik is. Jy het net die bietjie water wat jy in 'n kan of 3 bymekaar gesit het. Nou moet jy daai water vat, jy moet dit gee, 3000 mense moet onder die water ingaan en opstaan. Prakties is dit nie maklik moontlik nie. Maar dit is ook tydgewys nie altyd baie prakties moontlik nie. Want kom ons sê net Petrus het gedoop, en dit vat hom 10 sekondes om elke persoon te doop en om uit die water uit op te tel. Dan gaan hy 6 mense in 'n minuut doop. Hy gaan 360 in 'n uur doop. Hy gaan 3600 in 10 ure doop. En dan doen hy dit non-stop. Daar's praktiese redes om te sê, daar moes besprinkeling ook gewees het. Daar is sommige wat sê, maar die woord sê, dat hulle uit die water uit opgekom het, en daarom moet hulle onderdompel word. Nou kom ons kyk na daardie vers.
Handelinge 8, vers 38 en 39 sê, en hy het beveel dat die wa moes stop. Dis nou Filippus wat die hofdienaar hierso doop, nadat hy vir hom uit Jesaja 53 gelees het, en hy vra, wat moet ek doen? Hy sê, laat jou doop, en hulle stop die wa, en hulle gaan af na die water, en hy word gedoop. Nou luister nou mooi, hy sê, en hulle het al twee in die water afgeklim. Hulle het afgeklim, en hulle het, dink maar aan die Vaalrivier, hy het walle, en hulle het afgegaan in die water in. Filippus en die hofdienaar, en hy het hom gedoop, en toe het hulle uit die water opgeklim. As daar sou gestaan het, en die hofdienaar het uit die water opgeklim, dan sou ek gesê het, oké, hulle het die hofdienaar onder die water ingesit. Maar Filippus het nie onder die water in beweeg nie. So nou kan jy dit nie regtig toepas om te sê, hulle het uit die water uit opgekom. Hy is onder die water ingedruk nie. Ek hoop jy verstaan dit. Filippus het die hofdienaar gedoop, en daar staan dat hulle uit die water uit opgekom het, nie die een nie. Die hofdienaar is gedoop, maar die hofdienaar en Filippus het saam uit die water uit opgekom. Ek sou redeneer dat Jesus op dieselfde gedoop was. As ons kyk na Matteus 3 vers 16, dan sê hy dadelik, nadat Jesus gedoop was, het hy dadelik uit die water opgeklim, na die wal gegaan. Markus 1 vers 10 sê, en dadelik toe hy opklim uit die water uit. Dis nie opstaan onder die water uit nie, dis opklim uit die water uit. As jy na die Grieks ook gaan kyk hierso, het dit 'n spesifieke betekenis. Dit sê nie dat jy onder die water in was nie. Jesus mag dalk gedoop gewees het onder die water in. Daar's nie genoeg bewyse om te sê, dit is nie so nie. So, ek wil vir jou sê, as jy dalk hierso sit en jy is geonderdompel en jy is nie besprinkel nie, wil ek vir jou vra, het jy 'n kontrak met God geteken? Ja of nee? Het jou ouers 'n kontrak met God geteken, dat hulle jou sal onderrig? Dan hoef jy nie weer gedoop te word nie. Een keer is genoeg. En my doel hier vanoggend is nie om stryd te veroorsaak, om te sê, jy moet of jy moet nie, of jy moet hierheen of jy moet daarheen nie. Ons gebruik by die EG Kerk is, ons besprinkel. En ek stel maar net Bybelse feite, dit wat ek vir die voorhou. Jy kan self die besluit gaan maak. Beide onderdompel en besprinkeling het Bybelse moontlikhede. Maar as 'n mens glo dat dit net onderdompel is, dan gaan jy nie daai argument wen nie, want daar gaan klomp ander goeders teen jou tel en sê, maar hoor hierso, ek kan dit nie regtig verklaar om net te onderdompel nie. Die derde rede is die historiese rede. Behalwe dat dit 'n Bybelse praktyk was, wil ek kyk na wat het in daardie tyd gebeur. Doop was van die begin af, was ingestel gewees, van Jesus se tyd af. En van die vroegste buite Bybelse bronne, of dokumente buite die Nuwe Testament, onthou die Here het vir ons die woord gegee, maar saam met die woord is nie die enigste boek wat in daardie tyd geskryf was nie. Daar's ander geskrifte ook wat geskryf is, oor dieselfde onderwerp. En een van die vroegste boeke wat vir ons geskryf is die Didagai. Nou die Didagai is 'n handboek gewees, hulle weet nie wie het hom geskryf nie, en hy is binne omtrent so 100 jaar na in Christus is hy geskryf. En die Didagai het die volgende vir ons gesê oor wat dit beteken. Hy sê, wat die doop betref, moet jy so doop. Nadat jy eers al die dinge ingeoefen het, doop in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees in lopende water, maar as jy geen lopende water het nie, doop in ander. En as jy nie koue water het nie, dan in warm water. Maar as jy nie een het nie, giet water 3 maal op die kop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Dit sê nie vir ons, jy moet op 'n spesifieke manier doop nie. Maar wat dit wel vir ons sê is, doop in die drie-eenheid van God. Die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Hierdie woorde is vir ons geskryf in die omgewing van 100 na 150 na Christus. Die vroegste skildery wat ons vind, wat vir ons wys hoe is gedoop, is so 200 na Christus. Daar is nou maar net 'n foto daarvan en daardie wys vir ons
dat hulle eintlik gegiet het, besprinkel het, en nie regtig onderdompel het. So, hierdie is maar net bewyse wat daar is, wat, hoekom besprinkel ons, en hoekom onderdompel ons nie. Daar is selfs baie meer voorbeelde, as ons na die Romeinse, ek kan nou nie 'n Afrikaanse woord, ek dink is die catacombs, ek dink is catacombes, maar het klink net nie reg nie. So, as julle vir my 'n beter woord het, help my daarmee. As ons gaan kyk na die Romeinse catacombs, dan is daar baie voorbeelde, baie geskrifte ook daar gevind, van hoe die vroegste Christene gedoop het, met besprinkelinge, nie onderdompeling nie. En as ons nog tyd gehad het, sou ek baie goede kon gaan uithaal. Ons kan ons vroegste kerkvaders gaan kyk, soos Cyprianus en Tertullianus, en ag, maar daar's baie van hulle, om te gaan kyk, hoe sou hulle dit gedoen het. Maar ek dink nie, dat die kerk skielik op 'n ander manier sou gaan doop het, as wat die apostels vir hulle geleer het nie. Hulle het immers 'n spesifieke manier aan hulle volgelinge oorgedra. Nou ons weet, histories, dat daar in 1525 het daar 'n beweging opgestaan, en daardie beweging se naam is die Anabaptiste. Nou, hulle het geglo aan onderdompeling, en die rede hoekom hulle dit geglo het was, die Rooms-Katholieke kerk op daai stadium het besprinkel. En hulle het gesê, maar ons breek weg, want ons is hervormers, ons is nie Rooms-Katholieke nie, ons wil anderster lyk as die Rooms-Katholieke, en ons gaan onderdompel. En dis eintlik waar die onderdompel beweging posgevat het, as ek dit so kan sê. Dat hy spoed gekry het om te sê, dis hoekom ons dit wil doen. Teen die tyd van die hervormings het onderdompeling en besprinkeling plaasgevind, en die hervormers was geneig om besprinkel te verkies, om 'n aantal redes, en dit is baie prakties. Byvoorbeeld, onthou ons is nou in Europa, en dis waar hulle hierdie gebruik ingestel het, en soms was die priester oud gewees, wat die rites moes hanteer. Miskien was die water koud gewees, miskien was dit wintertyd gewees. Mense is afgeraai om 'n bejaarde in koue water in te druk en hom uit te haal, want hulle kan siek word. Of om 'n baba te vat, sal jy jou baba in die middel van die winter in koue water in die waters onderdompel en weer uithaal. In daardie tyd is daar groot gevaar van siektes gewees, en mense het gesterf daaraan. Maar dink aan die praktiese rede ook. In die 1600s is dit baie moeilik gewees om warm water in die kerk te hê, om 'n klomp mense te doop. Dink net soos vandag. As ek nou vandag so sê, ons moet hier so 'n bad hê, en ons moet dit warm genoeg hê, dat jy net nie te koud kry, en ons gaan jou nou hier so doop, dan is dit moeilik, as ons dink daar is nie water, op die oomblik wat aan is nie. Wat is die doel van die doop? Die laaste punt. Die Here sê aan Jeremia, in Jeremia 31, tot vers 33, hy sê, kyk, daar kom daar spreek die Here, dat ek met die huis van Israel en die huis van Juda 'n nuwe verbond sal sluit. Nie soos die verbond wat ek met hulle vaders gesluit het, op die dag toe ek hulle hand gegryp het, om hulle uit Egipteland uit te lei nie. My verbond, wat hulle verbreek het, alhoewel ek gebieder oor hulle was, spreek die Here. Hoekom het hulle die verbond verbreek? Wie van julle kan die 10 gebooie hou, sonder om hulle te breek? Niemand. Dit is 'n moeilike verbond gewees om te hou. Nou sê hy, maar dit is die verbond wat ek na die dae met die huis van Israel sal sluit, spreek die Here. Ek gee my wet in hulle binneste en skrywe dit op hulle hart. En ek sal vir hulle God wees en hulle sal my 'n volk wees. Eenvoudig vertaal. Die ou verbond was verbonde aan die wet gewees. Die wet is 'n tugmeester na Christus, om na Christus te wys, omdat Christus die wet is. Nou kom Christus en hy sê, ek sterf vir jou. En dis die nuwe verbond. Die Here sê, hy sal vir jou sterf. Nou stel Jesus die nuwe verbond se teken in. Die ou verbond se teken was besnydenis gewees. Die nuwe verbond se teken is die doop. Die voorwaarde van die ou verbond, die wet moet onderhou word. Die voorwaarde van die nuwe verbond, laat jou doop en glo
dat Christus die wet volbring het, deur aan die kruis te sterf. Onthou, die loon van die sonde is die dood. Met ander woorde, omdat jy die sonde gedoen het, moet iemand sterf. Christus het in jou plek gesterf. En dis waar die nuwe verbond vandaan kom. Christus sê, glo, en ek sal jou sondes afwas deur bloed. En jy sal rein wees voor my. Jeremia praat die Here van hierdie nuwe verbond, en die ou verbond was om die wêreld gereed te maak vir Christus se koms. Maar die nuwe verbond het Jesus gekom, hy is gekruisig en het opgevaar en het opgestaan. Hy het opgestaan en opgevaar. En hy gaan weer kom om elkeen van ons te kom haal. En nou sê hy, glo dit. Jy moet dit glo. Bely dat Jesus Christus vir jou sondes gesterf het. Want wie van julle kan die 10 gebooie hou? Nie een nie. Met ander woorde, omdat jy dit nie kan hou nie, het Christus vir jou gesterf aan die kruis. As jy glo het gesterf vir jou aan die kruis, dan het hy die skuld betaal. En dis waar die nuwe verbond inkom. Die Here het vir ons 'n seël gegee op Pinksterdag met die uitstorting van die Heilige Gees. Nou ek wil hierdie gedeelte wil ek nou vir u verduidelik en ek wil nou die tweede gedeelte lees, Hebreërs 8. Ek gaan dit nie op die bord hê nie, so as jy 'n Bybel het en jy het hom oop, wil ek dit vir jou nou lees. Hebreërs 8 vanaf vers 6. Maar nou het hy 'n voortreffeliker bediening verkry, vir sowel hy ook middelaar is van 'n beter verbond, wat op beter beloftes wetlik gegrond is. Want as daar die eerste een onberispelik was, sou daar nie plek vir 'n tweede gesoek geword het nie. Met ander woorde, die eerste een was 'n heenwysing, maar nie een van ons kan die 10 gebooie onderhou nie. Daarom kan ons glo wat 'n beter verbond is. Want hy berisp hulle en sê, kyk, daar kom daar, spreek die Here, dat ek met die huis van Israel en die huis van Juda 'n nuwe verbond tot stand sal bring. Nie volgens die verbond wat ek met hulle vaders gemaak het, op die dag toe ek hulle aan die hand geneem het om hulle uit Egipte land uit te lei nie. Want hulle het nie gebly by my verbond nie. Net soos nie een van ons by daai verbond kan bly nie. En ek het hulle verontagsaam, spreek die Here. Want dit is die verbond wat ek na die dae sal sluit met die huis van Israel, spreek die Here. Sê vir my, wat glo die Jode op die oomblik? Hulle glo, hulle moet hulle tempel herbou, hulle moet hulle offers hervat, maar tussen hulle is daar messiaanse Jode wat glo soos ek en jy. Jesus Christus het vir hom aan die kruis gesterf. Nou sê die Here, want dit is die verbond wat ek in die dae sal sluit met die huis van die Here. Hierdie verbond is die verbond wat die Here met Israel gaan sluit in die 1000 jaar van vrede, maar hy het dit reeds met ons gesluit. Ek sal my wette in hulle verstand gee en dit op hulle hart skrywe. Hoe word God se wette in jou verstand gegee en op jou hart geskrywe? Andersins as deur die Heilige Gees wat jy ontvang het by redding. En ek sal vir hulle God wees en hulle sal vir my 'n volk wees. Huidiglik is die Jode nog nie hier nie, want hulle glo nog in hulle ritusse en in hulle wette wat hulle moet onderhou. Hulle sal nie meer elkeen na sy naaste en elkeen na sy broer leer en sê, ken die Here nie, want almal sal my ken, klein en groot onder hulle. Wanneer gaan dit gebeur? Dit gaan gebeur in die middel van die groot verdrukking, wanneer hulle besef dat Jesus hulle verlosser is. Want ek sal barmhartig wees oor hulle ongeregtighede en aan hulle sondes en hulle oortredinge nooit meer dink nie. Hier is 'n belofte vir jou en vir my. Jy sien, as ons glo dat die Here Jesus Christus ons verlosser is, hoeveel van u kan die 10 gebooie hou? Nie een nie. Nou sê hy, omdat jy dit nie kan hou nie, maar jy glo dat Jesus vir jou aan die kruis gesterf het, sê die Here, ek sal aan hierdie wat jy nie kan doen nie, nooit meer dink nie. Dis eintlik wat dit beteken. Dis beter as om te vergeet, want hy dink nie eers weer daaraan nie. As hy sê 'n nuwe verbond,
het hy die eerste oud gemaak, en wat oud word en verouder, is naby die verdwyning. Wanneer gaan die eerste verbond verdwyn? Die oomblik, wanneer die Jode besef, Jesus is hulle verlosser. Ek sê weer, 'n verbond is 'n kontrak met God. Dit wat jy met God teken. As jy, sal hy. Daar's twee kante aan 'n kontrak. Jy moet presteer en die een aan die ander kant moet presteer. Maar 'n verbond is andersins. 'n Verbond is, as jy nie presteer nie, gaan God nog steeds presteer. Dis 'n verbond, wat by hom is daar nooit enige verandering nie. Hy is altyd dieselfde. Hy beloof as deel van die kontrak, dat as jy glo, hy jou sal red. Markus 16:16 sê, wie tot geloof gekom het en gedoop is, sal gered word. Wie nie glo nie, sal veroordeel word. Let op hierdie vers. Hy sê nie, wie tot geloof gekom het en gedoop is, sal gered word, en wie nie glo en gedoop is, sal nie gered word nie. Hy noem nie eers weer die doop nie. Die doop is nie belangrik hierson nie. Die doop is, wat belangrik hier is, jy moet glo. Glo in dit wat die Here vir ons daar gestel het. Nou as jy gedoop is, of as ouers bekommerd is oor hulle kinders, en hulle het hulle kinders gedoop, kan hulle hierdie verbond voor God gaan neersit en sê, Here, hier is die kontrak wat ek met u geteken het. Hierdie kontrak se bepaling is, as ek gedoop word, sal u red. Ek het my deel nagekom. My belofte aan u was, ek sal my kind groot maak in u weë. Ek het my kind geleer, maar ergens tussen doop en, kom ons sê 21, 25, waar ook al, het my kind die pad byster geraak. Hy is nie meer waar hy moet wees nie. Of hy het nog nooit tot bekering gekom nie. Here, nou pleit ek by u, om te presteer aan u kant van hierdie kontrak. Asseblief, Here, ek sit hom voor u neer en ek vra, red my kind asseblief. Ek het my deel gedoen, ek het my kind groot gemaak in die weë, ek het my kind, het ek gedoop, ek het 'n kontrak met u geteken, ek vra asseblief, red my kind. En jy kan dit voor die Here gaan neersit. Gaan die Here hom dadelik red? Miskien. Gaan jy dalk al gesterf het, en jou kind na die tyd gered word? Dis ook moontlik. Maar jy kan dit by die Here gaan pleit, want ons kan ons begeertes met danksegging by God bekend maak en sê, Here, ek maak hierdie aan u bekend en ek vra, Here, help asseblief. Ek wil afsluit. Ek hoop jy verstaan dat ek vanoggend in 'n baie beknopte tyd gehou die doop verduidelik het en hoekom ons besprinkel. Ek wil nie enige ander kerk of kerkgenootskap aanval nie. Ek wil net sê, hoekom doen ons dit hierso? Dat jy vrede in jou hart het, dat ons besprinkel. Die kern is egter, word gedoop, want dit is 'n opdrag van God. Ek gaan dit weer sê, Matteus 28 vers 19. Gaan dan heen en maak disippels van al die nasies en doop hulle. Dis 'n opdrag van God, dis hoekom ons doop. Nie om dit maar net 'n ritueel is, of net, ons doen dit nou maar net nie. God het die opdrag gegee. En wanneer jy dus gedoop is, het jy die vrymoedigheid om na God te gaan, en om te vra, Here, red my, of red my kinders, want ek staan op die belofte, dat u vir my gegee het. Die water is soos water, wat vuil goed afwas, die bloed is soos bloed, wat my reinig, sodat ek rein voor u kan staan. Kom ons sit so en ons sluit ons die. Ons hemelse Vader, ek kom bid en ek kom vra dat u sal seën ook in hierdie boodskap, en ook in elkeen se hart, en Here, dat u ook sal lei. Dankie vir die genade, en dankie dat u woord onfeilbaar is, en Here, dat ons, as ons 'n vraag het, dat ons soontoe kan gaan, dit kan gaan bestudeer, en dat u vir ons altyd die antwoord daarop sal gee.
Dankie vir die genade, Here, en dankie dat U 'n verbond met ons kom sluit het, dat U vir ons 'n teken gegee het, sodat ons gedoop kan word, dat ons daarop kan staan en kan sê, Here, ek het my deel gedoen, doen U deel en red my kinders. Ek bid dit en ek vra dit alles in Jesus naam, Here. Amen. Kom ons staan, sluit ons af